vriende. Ek kry julle baie warm. Is dit beter as gisterand of nie? Of kan julle, wil julle hier sit, wil julle buite sit? Sal julle hier sit? Is dit reg? Goed, kom ons lees. Anders kan ons 'n bietjie skuif buite toe, maar kom ons lees. Saam met die woord van die Here vanaand uit Hebreërs hoofstuk 10. Hebreërs hoofstuk 10. En ons lees daar vanaf vers 23. 10 daar vers 23. Ons het saam gebid, kom ons lees. Vers 23, laat ons dan die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het is getrou en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder die ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. En dan die bekende vers wat die meeste mense verkeerd quoteer, vreeslik is dit om te val in die hande, nie van 'n lewende God nie, van die lewende God. So net tot sover uit die woord van die Here. Nou ek wil vanaand met u gesels, ek is nou so 'n bietjie op medikasie met die griep en dan hierdie spesifieke medikasie hou my altyd wakker en ek het hom uitgestel om hom nie te drink nie en toe ek sien hier by gisteroggend hy gaan nie my heeltemal los nie, toe drink ek dit nou maar en dan het ek nou eers so 1 uur aan die slaap geraak en 3 uur het ek in die kar kom sit en gedink en gebid, waaroor sal ek nou vanaand met u gesels? En toe het hierdie gedagte by my opgekom om met u te gesels oor hierdie tema, die wraak van God, die wraak van God. Want hy sê in hierdie gedeelte, my kom die wraak toe. Nou daar is 'n balans in hierdie attribuut of eienskap of karaktertrek, as ons dit so kan stel, van God. Naamlik aan die een kant die liefde van God. Maar dan aan die ander kant, hoe is dit moontlik dat God 'n God van wraak kan wees en dat God toornig kan word? En ons lees van hierdie 2 gedagtes in Romeine 2 vers 4, waar Paulus skryf, en verag jy die rykdom van sy goedertierenheid, verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei. Hy sê dis die goedheid, die verdraagsaamheid, die lankmoedigheid van God, wat 'n mens tot bekering wil lei. Dit praat van die liefde van God, hierdie ongelooflike genade waarvan ons sing, Amazing Grace, how sweet the sound. 'n wegloopkind, wat hy weer kom haal en hy vind hierdie wonderlike, onbeskryflik, en ons kan nie genoeg hieroor skryf nie, ons kan nie genoeg hieroor sing nie, en die mensdom kan nie genoeg hieroor praat oor die liefde en die genade en die goedheid van God nie, maar dit is die een waarheid van God se attribuut en sy eienskap, wat uit sy heiligheid uitvloei. Die ander een is hierdie waarheid, naamlik dat God is 'n God van toorn en God is 'n God van wraak. En as jy nou in hierdie gedeelte verder lees van Romeine 2 vers 4, dan gaan jy dit baie duidelik sien. En ek gaan dit vir u voorhou. So hy sê aan die een kant het ons hierdie genade van God en hierdie liefde van God. Aan die ander kant sê hierdie woorde, maar ooreenkomstig jou verhardheid
En jou onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat. Ek sien 'n latere vertaling sê, jy hoop vir jou toorn op, hoop op, hoop op, hoop op, hoop op. Is dit nie verskriklik nie? Dat 'n mens kan in hierdie lewe vir jou die toorn van God ophoop. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat. Jy lê vir jou weg God se toorn as 'n skat. En ongelukkig het ons vandag verval in hierdie verskriklike toestand waar ons net oor die genade en die liefde van God praat en ons praat nie oor hierdie ander deel nie en daarom het ons hierdie absolute verwronge beeld. Ek sê nie in die wêreld daar buite nie, ek sê vir u onder evangeliese kinders van die Here het ons 'n verskriklike wanbegrip en 'n skeef getrekte begrip en konsep van wie God is. Hy is 'n God van liefde, maar hy is 'n God van wraak. En ek kan vanaand die Bybels oophou, ons gaan sommer so deur die Bybel blaai en dan gaan ek vir u verskillende gedeeltes voorhou. En baie jare terug het ek oor hierdie gedagte daar in Uppington gepraat en toe het ek hierdie boekie aangehaal van Jonathan Edwards. En ek het hom nou hier vir Rian gevra kon ek hom oopmaak, maar ek het meerlike waarheid vir u te sê, ek het hierdie boekie nog nooit deurgelees nie. Maar die Engelse tema van hierdie boekie is Sinners in the hand of an angry God. Sondaars in die hande van 'n toornige God. Dit hoor ons nooit nie. Een van die mees bekendste preke in Amerika. Sinners in the hand of an angry God. As jy vandag op kansel Sondagoggend is dan gaan staan en jy haal hierdie tema aan en jy praat oor die toorn van God, sal die meeste mense vir jou woedend wees. Hulle sal jou nooit weer toelaat om daar te preek nie. Want hulle het 'n verkeerde, totale verkeerde konsep van wie God is. Maar die psalmdigter skryf vir ons in Psalm 94 vers 1 en hy sê hierdie woorde: God van wraak, o Here, God van wraak. Die klein profeet Naam sê in hoofstuk 1 vers 2: 'n jaloerse God en 'n wreker is die Here, vol grimmigheid. God is 'n God vol grimmigheid. Dieselfde God wat ons besing. Het my ewige lief gehad met 'n ewige liefde. Kyk wat 'n liefde die Vader bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. Dis 'n God van wraak, verskyne liggaams. Dis 'n jaloerse God, sê die profeet, vol grimmigheid. En Jesaja 1 vers 24 kan jy lees. Hoekom is dit so dat wat het hierdie verkeerde konsep en begrip van God? Wat is die gevolg daarvan? Weet jy wat is die gevolg daarvan? Dat ons die vrees vir God verloor het. Dat ons die ontzag vir God verloor het. Dat ons respek vir God verloor het. Dat ons eerbied teenoor God verloor het. Dis ons probleem. So die oomblik wanneer mense gemaklik raak met God. En wanneer God hulle maatjie word, moet jy weet hy het 'n verkeerde begrip van God. Al wat hy weet is God is liefde. Maar die liefde is so verwronge, is so skeef getrek, dat hy nie mooi verstaan eintlik wat is die liefde van God nie. Want die liefde van God kan nie bestaan sonder die grimmigheid van God nie. As jy Maleagi gaan lees, dan gaan jy agterkom in hoofstuk 3, vers 16, hierdie woorde. Hy sê daar's 'n gedenkboek opgeskrywe vir hulle wat die naam van die Here vrees. 2, die wat die Here vrees met mekaar gespreek, is dit nie mooi nie? Sal dit nie wonderlik wees as ons vanaand hier by mekaar kom, as ons saam bid en ons sê, kom by mekaar, 'n groepie van ons, en ons sê vir mekaar, weet julle wat,
ons wil nog die Here vrees. Ons wil nog vir hom ontzag hê. Ons wil nog vir hom respek hê. Ons wil nog eerbied teenoor hom betoon. In ons wandel, in ons doen, in ons late wil ons nog teenoor hom eerbied en ontzag het. En ek weet, vriende, die wêreld verander. En ek weet ons moet aanpas by die wêreld, maar jy moet oppas dat jy nie die boodskap en vir God laat aanpas nie. Jy moet nog altyd respek vir hom wees, jy moet nog altyd eerbied wees. Baie keer as ek tussen geestelike werkers en hulle los grappies rondom God in die hemel en die hel, staan my glad nie aan nie. Al wat ek agterkom is, hierdie predikers het geen respek en ontzag meer vir God nie. Want ons het, as ons predikers los lid is, teenoor oor God se heilige dinge, kan ons niks minder verwag, dat die hoorders dieselfde het nie. En as die hoorders en die luisteraars en die gemeente so optree, sê dit vir my, die predikers is ook so. Want as ons soms dinge vir die Here doen, dan moet ons dit op die swakste manier denkbaar doen. En dit tel nie eintlik veel nie, is dit nie so nie. My beroep tel baie, alles tel baie, maar God se saak tel nie baie nie. Ek het dit kleintjie dood daaroor. Jy kan min hê, maar jy kan dit met die min, met die potensiaal wat jy het, kan jy dit goed doen. En dit wys vir my 'n bietjie respek vir God, 'n bietjie eerbied. Ry daar met die seuns en die skoondogters af en ons hou by Graafrein net stil en ons kyk net daar 'n bietjie na die groot kerk van Andrew Murray se pa en ek kyk daar en ek sien die detail wat daar is. Ek sien hierdie mense het daarom 'n ontzag vir God gehad. Dit is ongelooflik. Jy kan nou sê, weet jy, hulle het geld gemors. Ek sê vir u, weet jy wat, ek verstom my aan hoeveel detail en hoe deeglik en hoe goed het hulle dit gedoen. As ek daar kom, dan besef ek, weet jy wat, hierdie mense het 'n ontzag vir God gehad. Jy kan nou oor baie goed kritiseer, maar een ding kan ek vir jou sê, hulle het respek en 'n eerbied en ontzag vir God gehad. Iets wat ons kan gaan leer by hulle. En dan net 'n gedeelte my getref, klomp jare terug. En dis die gedeelte in Jesaja 59. En jy moet 'n bietjie soontoe blaai, hierdie is 'n verstommende gedeelte. En ons sal nou 'n bietjie na die Nuwe Testament toe beweeg, maar ek wil net hê jy moet 'n bietjie hierna kyk en hierdie agtergrond van hierdie gedeelte kyk. En ons lees in vers 14 van Jesaja 59. So word dan die regter gedring. Kyk nou mooi, wat is die probleem van die Here met hulle? Die verlossing sonder bekering, geen verlossing sonder bekering, sê die profeet. Hy sê hulle die regter gedring, en die geregtige bly staan van ver, want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is kan nie binnekom nie. Ja, die waarheid word vermis. Hulle het die regter gedring, hulle het die geregtigheid ver van hulle weggestoot, dit bly een kant staan, en die derde ding is, hulle die waarheid een kant toe gestoot. 3 goed wat ons doen, ons stoot die waarheid een kant, ons stoot die reg een kant, ons wil nie geregtigheid hê nie, ons wil dit nie laat geskied nie. En die toorn van God ontvlam oor mense te doen, en sy volk te doen. En dan doen hy iets. En hy sê, ja, die waarheid word vermis. Toe het die Here dit gesien, en dit was verkeerd in sy oë, dat daar geen reg was nie. En hy het gesien dat daar niemand was nie, en hom verbaas dat niemand tussenby tree nie. Daarom het hy sy arm hom gehelp. Wat beteken dit as u lees in die Bybel, God se regterarm kom in beweging? Beteken hier kom sy visie, sy regterarm in beweging. Nee, dit praat van gesag, praat van daar is autoriteit daar. So wanneer die Bybel sê dat God se regterhand kom in beweging, beteken dit, God kom met autoriteit en met gesag. Hy sê en toe kom sy hand in beweging. En wat doen hy? Sy arm het hom gehelp.
En sy geregtigheid het hom ondersteun. En hy het geregtigheid aangetrek soos 'n panster, soos 'n panser. Hy het 'n borsras soos 'n panser aangetrek. Hier is soos 'n soldaat wat nou oorlog toe gaan, kan jy sien? Want dis albei hoe ons kan verstaan, soos ek sonnaandoggende sê, van wie hierdie God is en hoe groot hy is, en ons iets van hom kan begryp. En hy sê hy trek hom aan 'n panser van geregtigheid. Met ander woorde, as God oordeel, is dit een van die uitstaande kenmerke by die oordeelsdag, en dit is dat God in geregtigheid sal oordeel. En hy trek vir hom 'n panser aan. En as hy hierdie panser aantrek, sê ek sit op my kop 'n helm van heil, die saligheid. En dan doen hy iets anders. En die klere van wraak het hy aangetrek, 'n kleding, en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Het jy al so 'n beeld van God gelees in die Bybel? Julle hou die reg weg. Wat reg is, sê julle is verkeerd, wat verkeerd is, sê julle reg in 2026. Julle hou nie van geregtigheid nie. Julle hou nie daarvan om die arm en die wees en die weduwee in geregtigheid te hanteer nie. Julle hou nie daarvan om mense wat miskien 'n bietjie kort kom in geregtigheid te hanteer nie, en in ons howe en oral nie. En politieke leiers oral oor die wêreld het al agtergekom dat in die howe kom hulle die meeste keer vry. Hierdie goed haat God. En God trek vir hom 'n panser aan. En God sit op sy hoof die saligheid, die helm van heil. En God trek vir hom 'n kleed aan van wraak. En dan sê hy, gaan hy iets doen. En hy het hom gewikkel in 'n ywer soos in 'n mantel. Hierdie is so mooi, soos ons gelees het in Hebreërs, is 'n vuurgloed. Hierdie vuurgloed is, daar's 2 Griekse woorde, ek sal nou dalk daarby kom, om net te beskryf dat die toren is gesetel in 'n ywerigheid, soos 'n warm oond wat brand. En God se toren is daar 'n gloed wat brand. Hy wat sy seun aan die kruis gegee het, is dieselfde persoon wat brand soos vuur om ongeregtigheid te straf. Die verskriklikheid van God se wraak. Dit kan beteken 'n gesig wat kwaad is. Die Engels het 'n mooi woord, fury, woedend, briesend, onstuimig. Hy sal 'n helleveeg uitvoer. Hoor jy wat ek vir julle sê? Uiteindelik sal hy 'n helleveeg uitvoer. Julle aan my linkerhand gaan weg van my, julle vervloektes. Ek het julle nooit geken nie. Jy sê, word God toorn? Ja, God word toornig. As jy die 2 woorde gaan nalees, gaan jy agterkom. God word toorn oor die verkeerde, en dis regverdige toorn. Daar's 2 torens in die Bybel, 'n regverdige toorn en 'n onregverdige toorn. Nie alle toorn is sonde nie. Die mens het 'n selfsugtige toorn, 'n selfsugtige woede, thumos of orgai. Die een is vinnig of vlammend, en die ander een is stadig, langdurend. En ongeag op verskillende maniere word dit vertaal in die Bybel, in al 2 forme. Want waar God toornig word oor sonde en oor ongeregtigheid, is God geregverdig om daaroor toornig te word. Want hy is 'n God van toorn, en hy is ook 'n God van liefde. En ons Suid-Afrikaanse mooi woord wat sê, as hy ontwikkel in hierdie mantel, is 'n toren gloed. Daai gloed is wikkel. Hier's ywer hierso. Hoe verskriklik is God se wraak. Weet jy wat het Job gesê in Job 16 vers 9? Job het gesê, hy sê, sy toren verskeer.
Dit lyk vir my asof sy toorn my as 'n vyand behandel het. Hy het teen my geknars met die tande. Maar dan doen hy nog iets. Hy is nie net, hy kan jou ook verplaas, hy kan jou uitdruk. Wanneer God toornig is, kan die volgende gebeur. Jy weet, baie mense dink die toorn van God geld net eendag in die oordeelsdag. Nee. Jy maak 'n baie groot fout. Die mense in die geskiedenis het al agtergekom, dit is nie so nie. En in Deuteronomium lees ons hierdie woorde, 29 vers 28, en die Here het hulle uit hulle land uitgeruk in toorn. Nou gaan jy, as jy die Bybel lees, gaan jy baie keer hierdie woord lees wat jy nooit raak gelees het nie. Want jy het net met die oë van liefde gelees en genade. Hy sê, ek het hulle uit hulle land uitgeruk in toorn, en in grimmigheid, en groot verbolgenheid, en hy het hulle weggeslinger na 'n ander land, soos dit vandag is. En moontlik het God die Afrikaners oor die wêreld uitgeslinger, want hulle wou God nie dien nie. Ek dink dit so. My persoonlike mening staan nie in die Bybel. Maar as bykans nie een van ons wat hier sit, wat ons kinders nie ergens in die wêreld sit nie. Hy het ons uitgeslinger. En ons is nog baie braaf en baie selfvoldaang. En ons hou ons nog steeds baie sterk. Hy sal luister. Hy sal ons verplaas. Hy sal ons neerdruk. Psalm 88 vers 8 sê dit ook vir ons. Hy sê ek druk hulle neer. God sal in sy toorn sal hy neerdruk. U grimmigheid rus op my en u druk my neer met al die golwe. 'n Psalm van die psalmdigters van Korag. Hy druk vir jou neer. Hy druk vir jou af. Want weet u, God praat met ons en hy praat met ons en ons hou aan met ons stories en ons hou aan met hom redeneer en ons hou aan met ons volhard in ons sonde en ons breek nie met ons sonde nie. Ons bekeer ons nie tot die lewende God nie. Ons dien nie die Here met ons hele hart nie en dan op 'n dag sal God jou neerdruk. Daar's 'n dag wat God 'n streep trek. Hoor wat ek vir u sê. Dit is nie net by die oordeelsdag nie. God trek baie keer die streep hier. Net hier terwyl jy lewe. Ek sal nooit vergeet nie. Ons is daar in Appington en daar kom so 'n paar pelgrims saam met my geestelike werkers werk. Nou ons het die gewoonte gehad, ons gaan na 'n dorpie toe. Ek sê vir ons gaan Keimoes toe, net daar so 30-40 km onderkant Appington, langs die rivier af. En dan gaan ons nou maar daar, ons kry blyplek by mense, ons werk daar vir 10 dae, week, 2 weke, en kry 'n saal, ek kry 'n biblioteeksaal, dan begin ons deur tot deur besoekwerk doen. So ons nooi pamflette uit, nooi mense by winkeltjies, nooi mense in die besighede, en dan loop ons die deure, die strate, daai jare het baie mense by die huise nog gewees en gebly, dan loop ons, maar ek loop af, en die pelgrims loop, geestelike werkers loop aan die strate, en ek loop af, en terwyl ek so afloop, stap ek hier in, en daar onder die Druiwepreel, dit is die hoofstraat, as jy uitry nou van Keimoes na Kakamas, so op die regterkant, as jy uitry, staan daar so, jy onthou nog hierdie ou eskortjies, en dit my opgeval, ek onthou dit tot vandag toe, op sy agterkant staan die woorde geskrywe Casanova. Jy kan dit nie mis nie, maar hy staan al lank onder daai preel, en ek stap daar in, en toe ek daar inkom, ek kry niemand meer, klop aan die deur, en ek het maar so 'n bietjie streep, ek sal nie sommer net 'n vinnige nee vir 'n nee vat nie, en ek klop, en hulle maak nie oop nie, en ek vat die deur, en ek voel maar die deur gaan oop, en ek doen 'n vreeslike gevaarlike ding, ek stoot die deur oop, en ek sê, is hier iemand, en hier sit 'n vrou by 'n kombuistafel, met net so groot vergrootglas, en sy is besig om hier te kyk na iets in die vergrootglas, eintlik het sy so iets gehikel, en ek sê vir haar, jammer dat ek instap, maar ek het gedink en gehoor, hier's mense hier, en ek wil graag met jou kom praat. En na 'n lang ruk maak sy nou hierdie, onthou daai jare het hulle sulke toiletstelletjies gemaak, 'n dingetjie wat bo lê, wat gehikel is, en een op die sitplek en oral,
in die badkamertjie en dan verkoop sy dit vir geld. En sy wil al my verkoop. En dan so rukkie se gesels, kom ek agter. Weet jy wat, hierdie vrou is in 'n verskriklike toestand. Sy het een oog, die ander oog moet sy met 'n vergrootglas werk of lees. En om jy 'n lang storie kort te maak, hierdie vrou vat en verkoop hierdie goed en dan stuur sy iemand. Dan drink sy nie meer drank nie, dan drink sy spirits. En dan drink sy spirits. En dan sy dronk en dan sy haar tong so dik geswel in haar mond. En toe ek klaar met haar is, toe stap ek so buite en sy sê my man is hier en is daar so prieeltjie, ek staan daar kry kom. En ek begin met hom praat en ek beaar by hom en ek praat met hom oor die ewigheid, ek praat met hom oor die hemel, praat met hom oor die hel en ek praat met hom oor Jesus aan Golgotha. Hy sê vir my man, kom ek vir jou vertel, jy weet nie mooi nie. Jy weet nie wat sit om met 'n dronk vrou getroud te wees. Ek sê nee, ek weet regtig nie wat sit om met 'n dronk vrou te wees. Ek sê maar vertel oom, vertel my jou verhaal. Hy sê ek was 'n groot kontrakteur aan die Weskus. Ons het pere gebou. Hy sê en ek was 'n groot kontrakteur, 'n massiewe groot kontrakteur. Hy sê ek het 'n groot grondverskuiwingsmasjiene gehad wat diep in die see in gewerk het. Hy sê en het groter en groter gegaan. Hy sê en toe op een dag verloor ek 2-3 masjiene in die see. Hy sê en ek is bankrot. Hy sê en ek bel my vrou. En sy is in die dubbelverdieping huis. En sy gaan al die revolver en sy skiet haar, sy skiet skeef, sy skiet haar oog uit. Hy sê dis hoekom sy een oog het. Hy sê ek onthou die dae toe dit goed gegaan het. Ek sê en ek gevlieg het oor Suid-Afrika heen met kontrakte en ek in die Kaap gekom het. Hy sê en ek met ander vrouens geslaap het. Hy sê God straf my. Ek sê nee, God straf jou nie nou nie. Daar sal 'n oordeelsdag wees dat God jou straf. Maar ek is daar weg. Ek het elke keer as ek daar verby ry, ek het baie dienste op Grafies gehou. En elke keer as ek daar ry en ek het nie tyd nie, dan sal ek daar stil hou en dan sal ek na daai mense toe gaan. Want my hart was stikkend vir hulle. Stikkend. Ek kan nie glo son het mense so verwoes nie. Maar ek kon nie anders. Na baie keer se stille, baie keer se besoek en ek het in die aande hulle gaan oplaai vir die dienste. Wat ek nie gewonder het God sy toorn oor hulle uit te giet nie. Het God nie eers 'n streep getrek nie. Ek sê nie dit gebeur nie. Maar as jy so deur die land gaan en jy sien mense en dan wonder jy partykeer. O, God se grimmigheid. Hy sal verplaas, hy sal jou verskrik. Psalm 2 vers 5 sê, hy sal my aanspreek in sy toorn en sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Hy sal hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Nou dink jy hierdie teksvers is net hier omdat God dit nooit doen nie. Hy doen dit. Hy is 'n God van liefde, hy is 'n God van genade, maar hy is 'n God van toorn. Hy is 'n God van grimmigheid, hy is 'n God van wraak. Daarom hoef jy en ek nie wraak uit te oefen op iemand nie. Los dit in die hande van God. Hy weet presies wat hy moet doen. Hy weet. Tyd sal ons vang. Jesaja 13 vers 4 sê, hoor 'n gedruis. Jy moet tot vers 11 gaan lees. Gaan lees tog vanaand of môre of in die week. En Jeremia 10 vers 10. Vir sy toorn beef die aarde. Weet jy dat die aarde hierdie wonderskepping van God bewe as hy vermoed God raak toornig. Want God sal hierdie aarde uit sy baan gooi. Net so. Hy sê, die aarde bewe
vir die toorn van God. En nasies kan sy grimmigheid nie verstaan nie. Het jy al ooit gelees in Openbaring 6? Sê die wonderlike beeld nie, die lam. Die lam, ons praat daar van Jesaja 53. Hy sterf van ons oortredinge deurboor ter wille van ons ongeregtighede en verbrys of straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, soos 'n lam wat na die slagplek gelei is. Maar het jy al gelees wat doen hierdie lam in Openbaring 6 vers 17? Het jy al gelees wat doen hy? Die Bybel sê hierdie lam, wie kan bestaan voor die groot dag van toorn van die lam? Wie kan bestaan vir die groot dag van die toorn van hierdie lam, wanneer hierdie lam toornig is? U sien, dit wat hulle aan jou en my verkoop het, dat God is ons maatjie wat ons hier onder so kan rondstoot, is nie die God van die Bybel nie. Dis nie hy nie. Nee, hy's 'n gedigte God, hy's 'n heilige God, hy's 'n liefdevolle God, hy's 'n toornige God. Hy's 'n regverdige God. Maar wat gebeur as hy hierdie toorn uitgiet? Psalm 38 vers 2 sê Dawid, hy sê, o Here, straf my tog nie in die toorn nie, asseblief. Hy sê, Here, straf my net wanneer u gewoon weg is. Dawid behoort te weet, hy sê, my Here, moet net nie as u toornig is my straf nie, asseblief nie. Want dis verskriklik. Ons het die idee nie wat God doen as hy in sy toorn straf nie. Maar wat gebeur? Wat veroorsaak sy toorn? Groot. Wat veroorsaak sy toorn? Natuurlik, heel eers in 'n sonde. Nou blaai my Bybels saam met my na Romeine toe. Want ek gou met u so 'n bietjie daaroor gesels. Weet nie, ek het nou my water ergens gelos, maar dis reg. Dankie Rian. Blaai gou na Romeine toe. Kom ons gaan soontoe. Ek wil nie vir julle baie onnodig lank hou in die hitte nie. Kom ons gaan na Romeine toe. Ek het dit nou seker daar gesit waar ons gebid het, dankie. Kom ons blaai Romeine 1 en 2. Ons het baie keer, noem ons nou hierdie lys, want dis mos nou die lys van die groot probleme en die groot teoloog van vandag wat nou oor hierdie goed redeneer. Wat is sonde, wat is nie sonde, wat is nou verkeerd en wat is nou nie verkeerd nie. Maar kom ons kyk net bietjie mooi. Heel eerste wat jy moet oplet is Romeine 1 vers 18. Net hierdie woorde, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar. Waaroor word die toorn van God geopenbaar? Van die hemel af. Hoekom word die toorn van God word van die hemel af geopenbaar? Oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Sien nie weer waarheid onderdruk en die reg teehou en die waarheid onderdruk. As een iets wat jy nie kan kompromie aangaan nie, jy kan nie kompromie aangaan oor die essensiële waarhede van die Bybel nie. Jy kan dit nooit in jou lewe doen nie. Die oomblik as jy dit doen, verloon jy die saligheid. Verloon jy dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Omdat wat van God geken het, word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. En dan lees ons 'n bietjie verder aan terwille van die tyd. Vers 22, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, en as ek vandag se teoloog luister en se dokters en professor, dan klink dit vir my dis hulle. Hulle gee voor dat hulle wys is, hulle het dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklikheid, dankie ja, van God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van die voëls en viervoetige kruipende diere. Let nou mooi. Daarom het God hulle oorgegee en onbegeerlikhede van hulle hart oorgegee in hulle onreine, om hulle liggame onder mekaar te oneer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word in ewigheid. Amen.
Daarom het God hulle weer oorgegee, tweede keer, aan hulle skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander wat teen die natuur is, en net so ook die manne, die natuurlike verkeer met die vroue laat vaar, en hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Man het met manne skandelike dinge bedrywe, en hulle self in die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Ek wil nou weet, dink u dit is nou moeilik om te verstaan? Ek sê vir u, sondagskoolkinders kan dit verstaan. 'n Man wat gemaak is om met 'n vrou in 'n verhouding te wees en kinders te verwek, is nou 'n man met 'n man en 'n vrou met 'n vrou. En of ons nou daarvan hou of nie, die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor dit. Maar net oor dit? Nee, dis waar ons die fout maak. Gaan aan. Let op wat sê hy verder. En omdat hulle dit nie moeite werd geag het, vers 28, om God in erkentenis te hou nie. U sien, ons dink nie meer wat God sê nie. Ek lees jare terug in die huisgenoot, hulle sê, en ek sal nou vanaand sy naam noem, hy is al dood, Mariel Jansson, hy het gesê, ag, Paulus het nie mooi geweet wat ons vandag weet van homoseksualisme en lesbianisme nie. So ons moet Paulus maar verskoon, hy het nie mooi geweet. Let op. En omdat hy die God nie in erkentenis gebring het, God hulle oorgegee aan die gesegde gesindheid en doen wat nie betaal nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid en nou dieselfde. Hoerery, elke seksuele verhouding buitekant die huwelik. Is nie net die homoseksuele nie, is nie die lesbianisme nie, is die mense wat saam bly, dis hoerery. Is dieselfde, net soos 'n lesbien, net soos 'n homoseksueel, net dieselfde. En die toorn van God word van die hemel af oor dit geopenbaar. En jy moet nie die een beklemtoon en nie die ander nie. Die een is net so sleg soos die ander een. Boosheid, hebsug, ondeug, nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Hoeveel mense is vandag onversoenlik met hulle families en hulle vriende? Hulle versoen hom nie dood nie. Jy wek God se toorn op. Môre, as jy besig is met jou doen en jou late van jou lewe en goed loop verkeerd, moenie God die skuld gee nie. Jy het God se toorn opgewek. Jy moet luister. Hy sê dit. Dit wil ons nie hoor nie. Ons wil net hoor, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle voor het middag en by dag aan die Here die land genees. Nee, hy sê iets in huisvers, 2 Kronieke 7, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek hoor. Daai deel preek ons predikers nie. Ons het saamgetrek, ons bid saam, ons het groot byeenkomste, ons bid saam, ons is trots op hoeveel mense daar is. Maar weet jy wat, mense bekeer hulle nie van hulle sonde nie. Elke keer as ek hierdie pad uitry en ek sien die kruise daar buitekant by die Ultra City, en daar was vir my familie daar, daai familie van my weet niks van die evangelie nie. Hulle het afgery gekom vir die soundtrack en alles. Hulle het my gevra, gaan jy soen? Ek sê nee, maar ek gaan nie soen toe nie. Bid jy nie vir die land? Ek sê ja, ek bid vir die land, maar jy moet hoor wat mense sê. Hulle sê hierna het die Here gesê, sal daar nooit weer 'n plaasmoord wees nie. En hier 2 weke daarna is daar 'n plaasmoord. Het jy verkeerd geprofeteer? Weet jy hoekom doen ons hierdie goed? Weet jy hoekom is ons so verwaand in ons profesie? Weet jy hoekom? Omdat ons nie weet dat God is 'n toornige God vol grimmigheid nie. As jy besef God is toornig vol grimmigheid, sal jy ophou om net sommer goed kwyt te raak, wat jy nie weet wat jy kwyt raak. Ons sonde doen dit. Hy sê die toorn van God word van die hemel af geopenbaar. Josua 14:24 vers 20 sê hy sê julle moet vandag kies. En dan sê hy vers 20, hy sê en as julle dit nie doen nie,
En julle keer terug en julle bly nie die Here dien nie, gaan hy weer aan julle kwaad doen nadat hy aan julle goed gedoen het. En dan hulle wat weerstand bied teen die plan van God. Sê my vanaand, God is met jou besig. Hy is met jou besig as 'n mens. Hy roep jou tot bekering. Hy pleit by jou dat jy jou tot God sal bekeer. Jy het dit in hierdie naweek gehoor. Jy's 'n kind van die Here. Jy het tot bekering gekom. Jy verlangde iets diepers, iets hoërs. En daarom het die Heilige Gees jou 'n trekking in jou binneste gesit, 'n begeerte na meer van hom. En hy plaas hierdie liefde, hierdie trekking in jou binneste na meer van hom. Maar jy bied weerstand teen die wil en die plan van God vir jou lewe. En Amalek het dit gedoen. En toe hierdie volk en Saul dit waag om nie God se plan uit te voer en Amalek met die bandvloek te tref nie. Weet jy wat Saul opgeëindig? God het hom van Saul onttrek. Weet jy wat Saul opgelê? Hy het Dawid in sy plek laat koning aanstel. Weet jy waar het Saul opgeëindig? Hy het 'n wet afgevaardig dat niemand mag 'n dode besweerder of 'n heks gaan raadpleeg nie. Saul eindig sy lewe by die heks van Endor. Ek het gewonder omdat ek nie met oor Saul praat nie, 2 boodskappe oor Saul bring nie. Want daar's niemand in die Bybel met die potensiaal van Saul nie. En uiterlik en innerlik, hy was van sy skouers af hoër as enige iemand anders. En as jy gaan lees in die Bybel, daar by die verskyning, wat hy dink is Samuel wat hom verskyn, val hy daai groot man wat van sy skouers af hoër is as enige ander man, val hy met sy hele lyf teen die grond. Toe God hom in sy toorn aan Saul openbaar. Jy sien, dit het tyd geword dat ons weer besef wie is God. Dit het tyd geword dat jy wat blink gepreek is en oor die woord van God hoor, vir eenmal in jou lewe hoor, dat God gaan eendag 'n streep vir jou trek. En die grimmigheid van God gaan jou tref. Ek onthou my vrou was jonk, al 20, laat 19, 20 jaar oud, toe ek haar ontmoet het. En daai môre verander die predikant, hy 7 uur is 'n bidtuur. Hy sê nee, ek gaan nie 7 uur 'n bidtuur hou nie, ek gaan preek. Die Here het my hart vannag vir my wakker gemaak, ek gaan preek. Ek gaan bekeringsboodskap maak preek en ek gaan 'n uitnodiging maak. En dit was die Here se plan, daar kom Elise tot bekering. En daar gee die Here my vrou. Maar sy sê ek toe ek daar sit in daai diens, toe voel dit vir my, daar sê 'n stem vir my, van nou is dit jou heel laaste kans. Ek het nou al baie met jou gepraat. Al is jy net 20 jaar oud, is jou laaste kans wat ek jou gee om jou saak met God reg te maak. Sy sê ek het geweet as ek daai môre nie my saak met God reg maak nie, gaan ek nie weer 'n kans kry. Soms kom die Here oor 'n mens se pad. En jy ervaar 'n drukking en 'n oortuiging en 'n werking van die Gees van God, waar ek moet besef, ek kan nie speel met God en God se genade nie. En hier's baie van u, ek sê nou vanaand vir u wat hier sit, u is bevoorreg hoor miljoene mense op die aardbodem. U hoor waarhede uit die Bybel, uit verskillende monde, uit verskillende hoeke. En jy sal eendag die grimmigheid van God ervaar as jy die boodskap nie jou eie maak nie. Jy sal dit ervaar. Kom ons sluit af. Wat kan ek doen om dit te verwyder? Toorn van God. Nou daar's 3 gedeeltes wat ek kan gaan lees. Een is 2 Kronieke 30 vers 8. Daar's 2 Kronieke 29 vers 10, is baie mooi. Dis die verhaal van Rabiam in 2 Kronieke 12 vers 7. Dis die verhaal van Josua in 2 Kronieke 34 vers 24 tot 26. Almal het te doen met God se toorn en God se wraak. Almal hierdie mense. Rehabeam
Hizkia, Josia, elkeen van hulle het God gesê vir die volk en vir die koning tot hier en nou nie meer verder nie. Tot hier en nou nie meer verder nie. Nou is dit tyd vir streeptrek. Nou moet jy besef dat jy lewe onder die grimmigheid van God. Jy moet soek vir genade. En beide van hulle het 'n paar belangrike goed gedoen. Die eerste is, hulle het hulle bekeer van hulle verkeerde weë, van hulle afgode, hulle het die afgode afgebreek. En as jy nie vanaand die afgode in jou lewe afbreek nie, gaan die grimmigheid van God oor jou lewe bly. Jy moet breek met jou rook, met jou drank, met jou bier, met jou verkeerde verhoudings, met jou saamslaap, jy moet breek. Met jou pornografie. Maar die plekke wat jy op jou selfoon besoek en op die internet besoek, jy sal moet breek. En jou goddelose musiek van okkulte, jy moet breek. Ons dink ons kan maar net so die Here nog dien met al hierdie goedjies wat in plek is. Jy dien 'n God, maar jy dien nie die regte God van die Bybel. Hulle het die afgode afgebreek. Hulle het hulle tot niet gemaak. Hulle het die Baal stikkend geslaan. Die tweede is, hulle harte het sag geword. Hulle het bewus geword dat die Here hier diep binne met hulle begin praat. Hy begin iets in hulle binneste roer. En weet jy, ek is so bekommerd oor mense wat begin na hulle 40, 45 of 50 toe gaan. Want die meeste mense kom tot bekering tussen hulle 16-jarige ouderdom 12 tot met 28. En as jy begin 40 toe gaan, soek jy vir absolute moeilikheid. Maar die statistieke is nou teen jou. Want jy het dit reg gekry om met God speletjies te speel in 40, 45, 50 en nou dink jy kan nog met God speel tot by jou graf. Jy gaan 'n verskriklike ontnigtering kry. Jou hart moet sag word. Dan het hulle gevas, dan het hulle gebid en dan het hulle iets verskrikliks belangrik gedoen. Hulle het hulle voor God verneder. Verneder jou onder die kragtige hand van God en hy sal jou verhoog. Jy moet jou verneder onder die hand van God. Jy moet erken en sê, Here, ek het 'n behoefte. Help my. Hou op skaam wees. Hou op bang wees. Hou op om bang te wees wat mense gaan sê. Hou op om bang te wees, jy sal nie vrykom van jou verslawing nie. Die Here sal jou vrymaak. Die getuienisse hierdie naweek gehoor. Almal van hulle het die Here verlos. Hy sal jou verlos. En dan moet jy kom. Dan moet jy jou verneder. Dan moet jy voor die Here buig. Dan moet jy na hom toe val in nederigheid. En dan wil ek vir jou een vers, ek het sommer die program daar gehou, en ek moet hiermee afsluit. Oh, dit is so mooi. Ek dink altyd aan 'n ou geestelike werker, sendeling wat gesê het, hulle moet preke uitwerk in die Bybelkollege. Werk in die preke, dan was daar, die prinsipaal was kaptein geweest. En dan skryf jy daar. Dan merk hy jou preek vir jou, dan gee hom vir jou terug. Dan skryf hy aan die onderkant van die preek vir die student. Where's the cross? Uitroepteken. Waar is die goeie nuus? Waar is die oplossing? Verneder jou. Laat jou hart sag word. Bekeer jou, verootmoedig jou, buig laag voor die Here. Dan sê Hosea 6 vers 1. Kom en laat ons terugkeer tot die Here, want hy het voorkeer en sal ons genees
Hy het geslaan en hy sal ons verbind. Och, is dit nie mooi? Is dit nie mooi nie? Hy het geslaan en hy sal ons verbind. Miskien moet jy in jou lewe vanaand kom en sê, Here, ek kom agter. Ek is geslaan al in die lewe. Maar Here, U gaan my verbind. U gaan my genees. Die bloed gaan my genees. U gaan my vergifnis gee. U gaan my vrymaking gee. U gaan my reiniging gee. U gaan my verhouding met U herstel as kind van die Here. Here, ek wil weer 'n respek en 'n eerbied en ontzag vir U hê. Alhoewel U my Vader is en ek in 'n verhouding met U is, Here, wil ek U nie my maatjie maak nie. Here, U is 'n heilige God. Ek wil U aanbid in U heerlikheid, U majesteit en U heiligheid. Ek wil hê dat dit my hart vermurwe, dit sag maak, dit week maak. Here, ek wil my voor U neerval. Here, ek wil niks wees nie. Here, help my asseblief. Kom ons bid. Kom ons bid. Ek wonder of iemand vanaand is wat vir my sê, my hart moet sag word. Ek moet my voor die Here verneder. Ek moet op 'n plek kom waar ek breek. Ek moet op 'n plek kom waar ek my voor die Here verootmoedig. En ek klaar kry met die afgode. Klaar kry met 'n onvergewensgesindheid. Klaar kry om halfhartig en met 'n lou lewe die Here te dien. Is daar so iemand vanaand? Kan ek jou vanaand iets meer vra as Johan? Sal jy daar in jou sitplek staan? Sal jy moed skep? Sal jy daar staan in jou sitplek? Sê vanaand kom ek na die Here toe. Is daar so iemand? Gee ek nou kans. Staan net in jou sitplek. Dankie. Dankie. Daar nog iemand staan. Die Here het 'n man en 'n seun en 'n dogter en 'n oom en 'n tannie nodig wat sê ek staan vir die Here. Ek is klaar met hierdie goed, ongeag wat om my aangaan. Ek staan vir die Here. Kom na hom toe, kom soek weer vergifnis, vrymaking. Is daar nog iemand? Dankie. Nog iemand? Dankie. Nog iemand? Dankie. Nog iemand? Skep moed. Kos jou iets, maar skep moed. Nou gaan ek jou iets meer vra. Nou wil ek vir jou bid. Wil jy net hier voor kom staan, hier by my. Ek staan hier voor. Stap julle uit die ry, kom staan hier voor. Na die tyd wil ek saam met julle bid, maar ek wil vir julle bid as julle hier staan. Ons is nie geheime agente nie, ons doen nie goed daar agter in die geheim nie. Kom maar vir my kyk. Kos ons iets, ons bereken 'n prys, ons betaal dit. Ons kom na hom toe. Vader, dankie dat ek vir hierdie mense wat hier staan kan bid. En 'n gebed is dat ons vanaand ergens met U sal bedoel, Here. Na U toe sal kom met ons hele lewe. Onvoorwaardelik. Na U toe vlug, U in U heerlikheid sien. Soos wat Miriam gesê het, U is verhewe in U heerlikheid, in U heiligheid. U is gedig in roemryke dade. En ek bid, Here, dat U ooreenkomstig U genade en liefde in hulle harte en hulle lewens U wonderdade tot stand sal bring. En dit wat hulle van U vra, en dit wat U in hulle hart gewek het, en die insag en die respek en die eerbied vir God, dat U dit by hulle sal laat bly tot die einde van hulle lewe. Dat hulle U sal dien met hulle hele hart, met hulle hele siel, met al hulle verstand. Doen dit terwille van U naam. Amen. Julle bly net so staan. Miskien is daar